Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons eer die Here vir sy bewarende hand oor ons die pas afgelope week en ons eer die Here dat hy vir ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook wysheid sal gee en die verstand van sy woord. Nou ons gaan vanmôre afsluit met ons reeksie, die oudwordproses en dan die gedagte van om waardig oud te word. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën by hierdie laaste twee gedagtes. Nou, jy sal onthou, ons het vir u gesê om oud te word is 'n geskenk van God aan die mens. Psalm 16 sê grysheid is 'n suurlike kroon. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Ons het ook vir u gesê dat God is getrou om ons te dra tot in die gryse ouderdom, die groot en belangrike gedagte wat ons daar hanteer het. En dan het ons gister afgesluit met ouer kinders van die Here, 'n unieke geleentheid om aan ander te getuig oor die goedheid van die Here in hulle lewe ten spyte van al hulle uitdagings. Wonderlik vriende om hierdie waarhede in God se woord raak te sien. Nou die voorlaaste gedagte vanmôre, hoe om waardig oud te word. Ouer kinders van die Here kan die Here dien ten spyte van hulle beperkings. Nou vriende, daar is hierdie tendens onder ouer mense dat hulle op 'n stadium begin voel dat hulle nutteloos is, dat hulle vir niemand en jy weet, vir geen organisasie, vir geen kerk of vir geen persoon meer iets beteken nie. En dit is vriende baie ver van die waarheid verwyder. Want jy sien, die Bybel leer vir ons baie duidelik. Daar in Psalm 92 vers 13, die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon, geplant in die huis van die Here sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. En nou, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is, my rots, en in hom is geen onreg nie. Jy sien vriende, geen kind van die Here, geen wedergeborene is nutteloos in die koninkryk van die Here nie. Ons kan die Here dien ten spyte van ons ouderdom en die beperkings wat daarmee gepaard gaan. Dr. J. Adams skryf in een van sy boeke, hy sê, there is no need for a person to waste the last years of his life watching TV. He may still have a productive place in God's kingdom if only he will. Baie belangrik om dit raak te sien dat ons nie ons lewe moet vermors nie. Vriende, wanneer jy in die ouer jare is, in die laat jare van jou lewe, is jy letterlik in die pylvlak van die lewe. Dit is asof die wenstreep vir jou voorlê. Dit is asof Christus aan die einde van daai wenstreep staan. Daarom vra ek jou, moenie jou tyd vermors nie. As jy miskien oud is en daar is miskien beperkings by jou, wil ek jou vra dat jy miskien vir die Here sal bid vir wysheid, hoe jy betrokke kan wees in die gemeente. Ek dink van ons ouer mense, hoe mooi betrokke hulle is by ons kinderhuis uitreike. Al kan hulle nie meer baie doen nie, is hulle daar, hulle is teenwoordig, hulle bid saam, hulle help die kindertjies waar moontlik, hulle neem self deel aan die aktiwiteite. Wonderlik om mense te sien in hulle laat jare wat soveel liefde openbaar en ten spyte van hulle uitdagings sê, Here, ek wil in my laat jare u dien met 'n volkome hart, net soos die Bybel vir ons leer, 'n Josua en 'n Caleb gedoen het. Ek wil u vra, vriende, as u nog mobiel is, dat u miskien sal uitreik na die ouetehuis. U is self oud en daar het miskien verskillende dinge in u liggaam al gebeur. Gaan na ouetehuis, reik uit. Daar's 'n siekeboeg, daar's baie keer die vrouelkeer. Gaan sit daar en praat met mense, bid saam met hulle. U hoef dit nie elke dag te doen nie, maar een keer 'n week sal ook vir jou tot 'n geweldige seën en bemoediging wees, wanneer jy ook God se goedheid in jou lewe sien, terwyl jy kan deel met hulle wat deur moeilike tye gaan. U kan miskien 'n bidhuurgroepie by u huis begin, miskien een oggend in die week, miskien is u in 'n ouetehuis en u kan miskien daar in die eetsaal of waar ook al 'n bidhuurgroepie begin. Watter wonderlike geleentheid om miskien so die waarheid van God se woord aan ander mee te deel. As u kan stap, kan u miskien 'n traktaatjie uitdeel. U kan nog dien in een of ander van die bestuur in jou gemeente, het sy op 'n kerkraad of miskien by 'n sustersbestuur of miskien 'n deel van 'n gemeente waar jy betrokke kan wees by uitreike wat plaasvind. En ag vriende, dit is so belangrik om dit raak te sien. En as jy sieklik is en mense kom kuier by jou in die hospitaal of hulle kom kuier by jou in 'n siekeboeg, getuig teenoor hulle van God se goedheid ten spyte van alles, ten spyte van die uitdagings. Onthou, God is nie apaties van ons lewe en staan een kant en kyk hoe ons stoei in ons oud word jare en ons siekte toestand en ons beperking en uitdagings nie. Nee, hy is die God van die nabye. Daarom, ouer kinders van die Here kan die Here dien ten spyte van hulle beperkings en hulle kan in hierdie beperkings ook God verheerlik. Daarom gaan dit maar oor 'n gedagte
verandering. Vriende, ek speel golf saam met ouens wat in die 90 jaar oud is. As ek kyk hoeveel opofferings maak hulle om 'n ronde golf te speel, dan wil ek vir u sê, het ons baie meer as 'n ronde golf wat vir ons voorlê. Ons het die koning van die konings wat vir ons wag aan die einde van ons lewe, en om die mooi so vir ons te gee. Daarom moenie nou jou lewe vermors, jou tyd vermors met baie dinge nie. Dien die Here ten spyte van jou beperkings. Dan die laaste gedagte. Ouer kinders van die Here moet altyd bereid wees om teregwysinge oor sonde in liefde te aanvaar. Vriende, dis 'n laaste gedagtetjie wat ek tog onder die aandag wil noem, want ongelukkig is daar die kinders van die Here wat ouer word. Hulle het miskien baie kennis opgedoen van die woord, maar nie noodwendig altyd gegroei in daardie kennis nie. Ek was op kerkrade waar ons tot 32 kerkraadslede was. En vriende, was vir my teleurstelling om te sien hoe baie van die ouer manne op 'n kerkraadsvergadering dan optree, hoe hulle praat, die toesgierigheid wat hulle het, die beterwetigheid wat hulle het. Hulle luister na niemand en niks nie, want wat kan jy my leer as jong laaitie? Ek is nou al 30 jaar ouderling, of ek is nou al 40 jaar ouderling, en dis nie die gesindheid wat 'n volwasse senior kind van die Here moet inneem nie. 'n Kind van die Here, vriende, is iemand wat altyd bly groei. En soms kan ons sonde doen in ons ouer jare, of ons kan met 'n verkeerde gesindhede loop, of ons kan onvergewingsgesindheid in ons harte koester en so optree teenoor mense, en ander kan dit raak sien. En wanneer iemand na jou toe kom om jou tereg te wys, hoor hierdie persoon uit, luister hulle uit, aanvaar dit in die liefde van die Here en vra die Here om verandering in jou lewe te bring. Kom ek lees gou vir u, wat sê die Bybel vir ons, baie duidelik. 1 Timoteus 5 vers 1, 'n bejaarde man moet jy nie hard bestraf nie, maar vermaan hom soos 'n vader, jongeres soos broers, bejaarde vroue soos moeders, jongeres soos susters in alle reinheid. Sien jy wat staan hierso? Jy moenie iemand hard bestraf nie. Maar as jy as bejaarde deur iemand vermaan word, luister na die vermaaning. Die Bybel sê, daar moet vermaaning wees soos 'n mens 'n vader vermaan. Vriende, ek en my eie pa het baie gesprekke in ons lewe gehad, en ek het hom sekere vrae gevra, en ek het op 'n stadium vir hom gesê, pa, wanneer gaan jy ophou om my pa te wees? En hy het my snaaks aangekyk, toe ek vir hom die vraag vra, en toe ek vir hom weer die vraag vra, het hy nie eintlik verstaan wat ek bedoel nie. En toe sê ek vir hom, pa, luister, al is jy al ver gevorder in die jare, en ek is al 'n volwasse man, het jy nog steeds die verantwoordelikheid as my pa, om my en my susters tereg te wys as ons sonde doen. Jy bly ons pa, en jy doen dit in liefde teenoor ons, en ek wil in liefde teenoor pa vir pa sê, jy kan nie nou stil raak, en nou alles maar net oorsien, wat jou kinders verkeerd doen nie. En dis belangrik, vriende, om dit in liefde te doen. Die Bybel sê, ons moet jongeres teregwys soos broers, bejaarde vroue soos moeders. 'n Mens kom nie met soos 'n ton baksteen op mense af nie, maar 'n mens probeer hulle juis reghelp, hulle bemoedig, hulle op die skrifwaarhede wys, sodat daar in hulle lewe regstelling kan kom om God te verheerlik. 1 Timoteus 5:19 gee vir ons 'n baie mooi gedagte, 'n baie mooi waarskuwing eintlik. Moenie 'n beskuldiging teen 'n ouderling aanneem nie, behalwe op die getuienis van 2 of 3. Bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. U sien, ons kan nie net beskuldigings van mense aanneem nie, maar die Bybel sê wanneer bestraffing plaasvind, moet daardie bestraffing wees sodat daar vergifnis kan kom, sodat daar verandering kan kom en die Here verheerlik kan word. Nie een van ons as mense, jonk, middeljarig of oud, is volmaak nie. Hoe ouer jy word en hoe verder jy op die pad van die Here stap, vriende, hoe meer word jy bewus van jou eie sondigheid, jou eie onbekwaamheid en jou eie nietigheid en jou eie neiging tot die kwaad. En as iemand jou teregwys, luister in liefde en doen selfondersoek en vra Here, verander waar nodig, sodat u naam verheerlik kan word. Vriende, dit is my wonderlik wanneer ouer mense my kontak en vir my sê, Dominee, ek dank die Here vir daai boodskap wat jy gepreek het nou die dag. Ek dank die Here vir daai oordenking wat jy opgeneem het, die teregwysing wat aan my kant toe gekom het, die oproep om te verander, en dit bemoedig my. Daarom, vriende, hoe kan ons waardig oud word? Ons kan waardig oud word wanneer ons ouderdom sien as 'n geskenk van God aan die mens. Om getrou te bly tot in die gryse ouderdom, om daai vrug te dra. Vriende, om dit te sien as 'n unieke geleentheid om teenoor ander te getuig van die goedheid van die Here. Om die Here te dien ten spyte van die beperkings wat daar in my liggaam mag wees. En om teregwysing in liefde te aanvaar en so te groei. Ek sluit af met die woorde van Psalm 90 vers 10 en 12. Daar staan die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is,
80 jaar en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet, want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Here, leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Mag u en ek waardig oud word, om die Here in alles welbehaaglik te wees, om eendag die mooiste by hom te ontvang. Vriende, groete vir u, mooi naweek verder, tada.